Terwyl Kobus so speel, kom ons gaan net ons hart uit. Sê Here, hier is my newe opnuut. Elke stukkie van my lewe gee ek vir U. And have your way in me with every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Vader, is wat ons bid vanoggend, Here. Ons maak vanoggend 'n transaksie weer met U, Here. En ons bedoel hierdie woorde wat ons sing. Alles wat ons is U sin, ons behoort aan U, Here. En ek bid vanoggend dat U met elkeen van ons sal praat, Vader, dat U wil sal bekend maak in elkeen van ons. Wat U wil is vir ons lewe in hierdie dag, en elke dag en in die toekoms, Here. Ek bid, Here, dat hulle wat vanoggend die stem hoor om hulle te roep na meer as waarin hulle leef, dat hulle sal met dapperheid opstaan en sê, with boldness, Father, here I am. Have your way, use me, send me. I will go for you. I will go for you. I will go for you. I will go for you, God. I will go for you. Here am I, send me, Lord, here I am, send me, use me for the glory of your name, here am I, and Lord, I give you my soul, all that I am, I live for you alone. With every breath that I take. En as ek wakker is, Here, laat U wil geskied. Ons sing dit nog 'n laaste maal. And Lord, I give you my heart, I give you my soul, live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your Ek weet vanoggend het die Here spesifiek met mense gepraat. As dit jy is, wil ek vir jou vra asseblief, na die tyd kom loop my gou storm, maar jy moet vinnig wees, ek wil saam met jou bid. Die Here het vanoggend iemand geroep. En jy moenie terugdeins nie, jy moenie bang wees nie. Jy moet opstaan en dit wat die Here in jou gees sit en dit wat die Here in jou hart sit, jy sit en jy wonder en jy dink, moet ek dit doen, maar ek kan dit nie doen nie, want ek het nie dit nie en ek het nie daai nie. En die Here sê vanoggend, ek is met jou. Ek gaan voor jou uit. Dis God wat die droom in jou hart sit. So as dit jy is, as daar 10 van julle is, as daar 1 is, maak nie saakie. As jy skaam is, ry my raak in die week ergens. Maar jy moet nie hierdie laat verbygaan nie. Ek wil met jou bid. As iets wat die Here deur jou lewe wil doen, as mense wat besig is om te bid vir jou, hulle weet hulle bid vir jou nie, hulle vra vir jou. Hulle is besig om die Here te vra en is jy en jy moet antwoord. Jy moet hoor wat die Here vir jou sê. En ons as 'n gemeente, ons is hier om jou te help. Ons is hier om vir jou te bid en saam met jou op pad te stap. En ek wil hê jy moet opstaan en dit wat die Here jou inroep. Nie ek nie, die Here jou inroep vanoggend. Amen. Amen. Hoeveel keer bid ons en ons sê, Here, ons soek meer van U. En dan daag dit nie altyd op soos wat ons dit wil hê nie. Maar as ons onsself uitreik en onsself uitstrek en hom vasgryp
dan doen God daai dinge waarvoor ons bid. En partykeer dan voel 'n ou dalk, Jesus, ek besef nie alles waarvoor ek bid nie, maar die Here hoor jou, en die Here wil jou antwoord. En so ek nooi jou uit, maak jou hart oop. As jy vanoggend hier sit, en jy's bietjie vies vir van die mense wat saam met jou hier sit, dan wil ek vir jou sê, gaan na hulle toe, en sê, man, ek het ook baie probleme, maar jy het hierdie ding gedoen, en ek wil met jou praat hieroor, kan ons die ding nie uitpraat nie, kan ons hierdie saak uitmaak nie, kan ons nie weer ons verhouding herstel en in vrede saamloop nie. Amen. Amen. Sê daar 'n bietjie vir 'n ou langs jou, is goed dat jy hier is. Dis 'n reis, dankie. Dis 'n reis, julle, ons is op 'n reis. Ons is op 'n reis, hierdie ding is nie 'n sprint nie, om saam met Jesus te loop, is 'n reis, it's a journey to walk with the Lord. En so ons het 'n bietjie gekyk na 'n paar goeters. Ek wil vanoggend lees Handelinge 2 vers 38. Maak daar 'n note by hom op jou selfoon. Handelinge 2 vers 38. Dit is wanneer Petrus vir die ouens die evangelie deel vir die eerste keer na Heilige Gees uitgestort is op daai stadium op die disippels, word Heilige Gees die eerste keer uitgestort en Petrus staan op. Want die ouens sê, hierdie ouens is dronk, hulle is weird, hierdie ouens, hierdie klomp ouens hierdie ouens wat Jesus volg, hierdie ouens, iets het gebeur, hulle is vroeg in die oggend al warm. Nou nee, okay, kom ek gaan nie 'n grappie maak nie. En wat gebeur is, Petrus gaan, en hy deel die evangelie met hierdie ouens, en dan sê hy vir hulle, wat julle sien is nie mense wat dronk is nie. Dis nie mense wat in die vlees is nie, en hy vertel die evangelie, en hy sê, julle het Jesus gekruisig, julle het hom wat God gestuur het om ons vry te maak van ons sonde, en om vir ons ewige lewe te gee, julle het hom gekruisig, en dan werk Heilige Gees, want jy sien, het gaan nie oor hoe goed jy preek nie. Ek sê nie hierdie want ek moet preek nie. Dit gaan nie oor hoe goed jy preek nie, dit gaan oor Heilige Gees wat werk in mense se harte en hulle oortuig. En my gebed is, Here, ek wil nie so goed preek dat ek sonder U kan preek nie. Ek wil hê, Here, U moet werk en U moet ons in ons harte oortuig. Ouens, daar's 'n ding van die Here op pad. En jy moet nie hierdie ding mis nie. Daar's goeie tye op pad, daar's mooi tye saam met die Here op pad. Jy moet nie hierdie ding mis nie, klim in, sê, Here, hier is ek. Here, ek is maar 'n ou donkie, maar hier is ek. Here, ek het maar my gemorse wat ek deurwerk, maar Here, ek werk hulle deur. Wees ernstig, as jy sit en die Here gee vir jou 'n gedagte van iets, dan is dit soos arrow prayers. Weet julle ouens wat 'n arrow prayer? Is 'n pyl wat jy opskiet na die Here toe. Is nie 200 sinne nie, maar dis 'n opregte ding in jou hart wat sê, Here, ek stem saam. Here, vergewe my. Here, help my. Here, ek soek meer van hierdie ding in my lewe. Dis 'n arrow prayer. En terwyl ons by mekaar is, hoor julle my woord, maar ek bid dat julle die Here hoor, wat in julle gedagtes en julle gees, selfs met julle ore, met julle praat, en dat hy vir julle sê, hier's 'n ding, en wanneer jy daai ding ervaar, ek stem saam met hierdie ding, dis eintlik hoe amen in die kerk ontstaan het, en julle hoef nou nie amen te sê nie, julle is welkom om dit te sê, maar dis waar dit ontstaan het om te sê, Here, ja, vir my ook, Here, ja, vir my ook, as jy iets hoor, dan sê jy, Here, vir my ook, want God hoor. God hoor. En ons moet gewoond raak aan hoe ons ervaar wanneer God goeders doen. Ons moet leer om te hoor en dan moet ons leer om nie net te luister nie, maar om gehoorsaam te wees. Dis waar die sleutel lê, ouens. Jou deurbraak, hoor, kyk vir Gert. Jou deurbraak lê nie in om dit te hoor nie. Jou deurbraak saam met die Here lê daarin dat jy gehoorsaam is en optree op dit wat hy gesê het. Dis waar die deurbraak lê. It's not just hearing God's word, but obeying it, living it, changing my life according to the word. That's where the breakthrough comes. And this breakthrough is not a breakthrough for me in the end, but a breakthrough for Him to live His life and His dream through me.
Jy is al Jesus wat party mense ooit gaan sien. You are the only Jesus some people will see. And that's good news. Because it doesn't depend on us. It depends on Him walking, living through us. Jy moet net bid, Hy sal gesond maak. Jy moet net deel, Hy sal vry maak. Jy moet net bid, Hy sal doen. Ouens, daar's mense op pad in die koninkryk van die Here. En ek wil deel wees daarvan. Ek wil deel wees daarvan. En ek wil jou uitnooi, wees deel daarvan. Wanneer jy iets hoor, wanneer daar iets afgekondig word, wanneer daar 'n geleentheid gebied word, spring in. Spring in, moenie bang wees nie, spring in. Amen. Amen. Right. Kom ek kan begin preek vanoggend. Pieter replied, hy's besig om die evangelie met hierdie ouens te deel en hulle sê nou, wat gaan ons nou doen? Ons besef, ons het hierdie Jesus gekruisig. Wat gaan ons nou doen? Dan sê hy vir hulle die volgende, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So Petrus praat met hulle en hy sê vir hulle 'n paar goed. Die eerste ding wat hy vir hulle sê is repent. Bekeer jou. Bekeer jou. Elkeen van julle in die naam van Jesus Christus. Laat julle doop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van julle sondes. En julle sal die gawe of die geskenk van die Heilige Gees ontvang. Hy sê vir hulle repent. Verder sê hy vir hulle be baptized. In water. Ons gaan nou daaroor gesels. And then you shall receive the gift of the Holy Spirit. So wat is bekering, ouens? Ek raak vinnig hier aan, ons het nou baie daaroor gepraat. Wat is bekering? Bekering dood eenvoudig is om anders te dink. Die ou Jode het gedink, dis hoe dit werk, ek onderhou die wet, ek doen wat die Here wil hê, ek bring my offers en ek bring my skaap en my tortelduif en hy word geslag en ons eet dit en ons deel dit en is 'n hele ritueel en dis die manier hoe hulle gedink het. En dan kom Jesus en hy sê die koninkryk van God het nou naby aan julle gekom. Ander dinge gebeur nou, ander seisoen, nuwe verbond. Nou gaan God onder julle woon, genuine, binne in julle woon met sy Heilige Gees. Die disippels lewe saam met Jesus vir 3 jaar en dan is Jesus op pad weg van hulle af. Hy sê ek moet gaan en dan is hulle bedruk en dan is, ag nee, dis dan so lekker saam met Jesus. Dan sê hy vir hulle 'n baie vreemde ding. Hy sê dis vir julle goed dat ek weggaan. Want ek sal my Vader bid en hy gaan vir julle 'n ander helper stuur. Die Heilige Gees en hy sal binne in julle woon. Hy sal binne in julle woon. En dit verander jou as hy binne in jou woon. Ja, ek hoop julle het die bout op stade gesit vanoggend. Daar's so 'n mooi teenwoordigheid. There's such a beautiful presence of God here. Come on man, grab hold of it. Grab hold of it. When I'm saying these things, say, Holy Spirit, live in me. Holy Spirit, come upon me. Fall on me. Come on. So dit beteken om anders te dink. So nou met hierdie ouens anders dink. Dit is so lekker om Jesus hier by ons te hê. En dan sê Jesus, nee man, hier kom iets beter as vir my by net julle, iets beter vir die wêreld. Ek gaan my Gees uitstort en hy wat nie net by julle is, hy gaan binne in julle wees. En dis beter. Dis beter as om net Jesus by jou te hê. En om net Jesus by jou te hê, daar is niks beter nie, maar Heilige Gees is nog beter. Hy sê, maar jy moet anders dink, om te kan instap in wat die Here vir jou het, broer en suster, moet ons anders dink, ons moet sê, Here, kom verander my ou simpel, vleeslike, aardse maniere van dink. Kom gee vir my goddelike maniere van dink. As hierdie man wat 'n besigheid het, gaan wild, hy verkoop onderdele, dis nie my storie nie, dis 'n ander ou se storie wat ek leen, en hy verkoop paard, motorspares. Eers en hulle sukkel, want die mense steel die goed, en die staf steel, en dit gaan wild. En hy struggle met hierdie besigheid, en hy 3 van hulle, en dit gaan woes. Maar julle moet hoor, hoekom ek het nie hierdie storie voorberei nie, ek vertel hom met 'n doel vanoggend. Dit gaan woes met hierdie ou, en hy sukkel. Daar's 'n opening van die hemel hier vanoggend, ouens, wow, ek sê vir julle,
Die Here is besig om iets te doen. En hierdie ou sukkel om sy spares te verkoop aan die mense. Want sy programme werk nie, hy kry nie die controls gecheck nie. En hy bid, en hy bid, en hy bid, en hy sê, Here, help my, en hy begin uitreik na ouens wat programme skryf. En ouens probeer, hulle sê, man, maar dit wat jy wil hê, kan nie geskryf word op hierdie rekenaar nie. Want hierdie ding, en daai ding verhinder die rekenaar. En dan gaan soek hy 'n ander ou, en hy spandeer geld, want die ouens doen dit nie vir jou verniet nie. En almal kom by punte waar hulle sê vir hom, ek sê, jammer my ou maat, dit wat daar is daar, hierdie ding kan nie beter gedoen word nie. That's it, jy moet maar 'n ander plan maak, sit kameras in, maak ander planne. En een oggend, nie terwyl hy besig is om angstig te wees, een oggend, maak die Here hom wakker. Terwyl hy lê in slaap, maak die Here hom wakker. En dit is soos 'n skerm wat voor hom afsak. En die Here sê vir hom, skryf neer. En al wat hierdie ou weet, hy's in 'n generasie, en ons gaan nie lelik wees nie, maar hy's in 'n generasie waar die ou weet waar om die rekenaar aan te sit, na hom so 5 of 6 keer gewys het. En dan weet hulle dan nou al, jy weet, hy's een van daai van die jonger mense, moes hom geleer het, waar moet hy nou klik aan my ding. En hierdie skerm sak af. En hy sien hierdie visioen, 'n oop visioen, hy sien dit met sy oë, sien hy hierdie goeters wat neergeskryf word. En die Here sê vir hom, skryf dit neer, en hy gaan haal 'n stuk papier, en hy sit by die tafel, en hy skryf neer, elke lettertjie, elke liewe dingetjie wat daar staan, gaan skryf hy neer. En dis gibberish. Hy verstaan nie wat daar staan nie. En hy vat daai ding, en hy voel in sy hart, die Here sê hy moet die rekenaar aansit, en hy sit die rekenaar aan, en hy voel die Here sê vir hom, druk hierdie knoppie, en daai knoppie, en daai knoppie, en hy druk dit, en woep, ewe skielik, hier gaan die rekenaar in 'n ander mode in. En hy begin hierdie goedjies intik, wat in sy hart is. En met die laaste dingetjie wat hy intik, begin hy rekenaar se kop draai, en hier begin 'n program run op die rekenaar, wat hy nog nooit gesien het nie. En dit is vir hom te wonderlik, en hy kry nog 'n ou in, die dag by die werk, en hy kry 'n ou in, en hulle gaan tik die res van daai goed wat hy neergeskryf het in. En daar skryf God vir hom 'n rekenaarprogram. En hulle sit dit in, laai dit op hulle sisteme. En daar het hy 'n rekenaarprogram wat hy verstaan wat werk. En hy kan besigheid doen, en sy diefstal val na amper 0. Hoekom vertel ek hierdie storie vanoggend vir jou? Ek vertel hierdie storie vir jou, want ek wil binne in jou hart iets wakker maak, om God in elke liewe dag van jou lewe in te nooi, nie net in 'n Sondag nie. Om hom elke dag te volg. En as jy so terugry en jy sien hoe droog is die grond, dan steek jy jou hande oor jou grond uit en jy sê, Here, ek weet nie hoe nie, en ek gee nie om hoe u die water bring nie, maar bring asseblief die water. Bring die kos. Here, ek het nie nog kunsmis nie, maar Here, u wat alle kunsmis het, jy hoef dit nie te sien gebeur nie. My pa, hulle sit op die plaas, nee, en hulle sit met, het is nou interessant dat ons oor hierdie ding praat vanoggend, maar my pa, hulle sit op die plaas, en hulle sukkel, die ouens op 'n naweek, dan stap hulle gou verby 'n kraan, dan breek hulle net sy plastiek koppie af, dan is dit R7,000 later, en dan doen hulle so 3 of 4 in 'n naweek, soos wat hulle gestap het, en hulle steel vrugte, en hulle doen dit, en hulle doen daai, en ek sê vir hom, pa, en ek is al baie eerlik en ernstig, maar ons land se wette beskerm nie meer die ouens wat beskerm moet word nie. So julle kan nie meer vertrou op die wette van mense nie. You're going to have to next level it. You're going to have to pray, get the farm owner, call him, and pray with him. And start asking him to show you what to do. And start asking him to bless the place. Bid vir hom en vra vir hom, Here, help ons. Ons weet nie hoe om hierdie ding te verander nie. My ma lewe nog, as julle daar wees, kan julle haar vra, my pa is al vooruit hemel toe. Maar julle kan vir hom vra wat het op daai plaas begin gebeur. Hoe diefstal afgeneem het. Hoe die oes. Vir 7 jaar het hulle elke jaar 'n groter oes afgehaal in 'n ry. Vir die heerlikheid van God se naam. En hulle het meer geld gemaak, kan jy dit glo? Dit het iets in my pa se lewe begin doen, daai ding. Jy moet die Here hoor vanoggend.
Ek gaan nie by my preek uitkom nie, ons is klaar. Die Here wil hê, ons sing hierdie liedjie vanoggend, Here, have your way. En ons bid en ons sê, Here, alles wat ek is, kom ons repent vanoggend. Kom ons verander die manier hoe ons dink oor lewe. Kom ons sê, Here, ek weet nie hoe om hierdie ding my kinders, hierdie ding my vriende, hierdie ding my ouers, hierdie ding met die werk, hierdie ding met die kerk, ek weet nie hoe nie, Here. Here, kom en verander dit. Ek bid. Gebed is nie die laaste opsie nie, dis die eerste opsie. Dis waarmee ons begin, dis die sterkste opsie, want hy hoor jou as jy bid. Amen. Kom ons staan op, ek wil saam met julle bid. Ek wil vir jou vra vanoggend as jy sê, Here, ek hoor u woord, ek wil respond op u woord, ek wil hoor dit wat u vir my sê, Here, ek wil hê, dieper as nog enige plek, ek wil elke dag saam met u stap, Here. Ek wil nie net party dae saam met u stap nie, ek wil u volg, ek wil u stem hoor. Dan wil ek vir jou vra, steek jou hande op na die Here. Hoekom steek ons hande op? Ons hands up. Ons surrender, ons gee oor. Ons sê, Here, ek kan nie, my hande is leeg. Ek steek leë hande op na u en ek vra u, Here, kom wys u vir my. Ons lewe in 'n tyd, ons sien die ouens skiet bomme op mekaar en dit gaan mal en die regering en al die goeters wat ons sien gebeur en ons stap in 'n plek in waar die Here wil hê dat ons sy stem hoor en hom volg. Elke liewe dag van ons lewe. En die Here gaan net gedagtetjies in jou kop druk. Hy gaan dalk ou Piet se naam in jou kop sit. Of Koos of Sunny, of hy gaan dalk vir jou sê, gaan drink koffie saam met daai ou. Dis hoe ons wil lewe. Ons wil lewe as mense wat Heilige Gees volg. Ons wil nie meer mense wees wat net ons koppe volg en net beginsels volg nie. En dis goed om daai goeders te doen. Maar ons wil wees mense wat Heilige Gees volg. Ons wil wees mense wat die Here volg. En Here, ons is die skape, Here. En skape is nie die braaitste diere wat u gemaak het nie. En Here, ons is u skape. En ons wil nie op ons eie goed staat maak nie, Here. Ons wil nie op ons eie kennis en op ons eie insig en ons eie alles wat ons weet van die verlede en hoe ons dit elke jaar doen, ons wil nie daarop staat maak nie, Here. Ons maak staat op u. Ons maak staat op u. Ons wil u stem hoor, Here. U beloof in Johannes 10, u is die goeie herder en ons is die skape. Laat ons u stem hoor. Laat ons u stem hoor. Praat met ons, Here. Ons wil u hoor. Praat met ons op elke area van ons lewe. Here, ons sluit vanoggend af. Ons het ons lewe op 'n sekere manier geleef tot vanoggend toe. Maar ons klim vandag oor 'n barrier, Here. En ons stap in 'n nuwe pad in vandag. Om elke dag u stem te hoor. Om elke dag te volg. Om elke dag te vra. En om u te gehoorsaam. En om te doen wat u sê, Here. En as dit vir ons vreemd is, kom maak dit vir ons ewige lewe. Kom maak dit vir ons hoe ons elke dag lewe. Here, kom maak ons gewoon daaraan om u stem te hoor. Kom vul ons met u Heilige Gees. Here, elkeen wat vanoggend honger is en wat sê, ek kan nie God se stem hoor nie, ek wil u stem hoor. Steek jou hande op en sê, Here, kom vul my met u Heilige Gees. Kom vul my met u Heilige Gees. Kom vul my met u Heilige Gees. Kom vul my met u Heilige Gees, Here. Kom praat met my, kom wys vir my. Ek wil ook droom soos Josef gedroom het, Here. Ek wil ook gesigte sien en visioene sien en belewennisse saam met u hê. Kom, Here, ek soek meer van u, Here. Ek soek meer van u, Vader. Ek soek meer van u, Here. Kom, Here, kom. Kom, Here, elke deel van my lewe wat nie pas by u nie, Here. Kom verander dit. Kom maak my gesond, Here. Kom maak my heel, Here. Kom verander my, Vader. Ek wil wees soos wat U is. Ek wil wees soos wat U is, soos wat Hy in hierdie wêreld is, so is ons. Ons wil wees soos U, Vader. Ons wil wees soos U, Here. Kom verander ons, Vader. Kom vul ons, Here. Kom vul ons, Here. Kom stap deur ons lewens, Here. Elke stukkie van ons lewens, kom stap deur dit en kom verander ons, Here. Here, ons kom gee vandag ons eie planne oor in U hand. Ons kom gee vandag ons eie wil
alles wat ons self wil doen oor in die hand en ons sê, Here, kom wys vir ons weet nie hoe om te leef as U nie vir ons wys nie. Ons weet nie wat om te doen as U nie vir ons sê nie, maar U is getrou en U sal met ons praat en U sal vir ons wys hoe om saam met U te stap. Here, ons bid nie hierdie goed. Ons bid nie hierdie goeders, Here, sodat dit met ons so great moet gaan nie. Ons bid hierdie goed, Here, sodat U wil kan geskied in hierdie wêreld. Ons bid hierdie goed, Here, dat ons kan wys wie U werklik is, dat ons in die liefde en in die heiligheid en in die waarheid kan stap, Here. Ons bid nie hierdie goed vanoggend dat ons moet gain uit dit uit nie. Ons weet ons gaan, Here, maar ons bid dit nie daaroor nie. Ons bid dit vanoggend want ons wil hê dat U wil geskied. Ons wil hê dat die mense, Here, wat U roep en met wie U werk in die koninkryk kan inkom. Ons bid dit, Here, sodat U stem kan uitgaan oor die ganse aarde. En ons bid dit want ons is honger om te weet waar U is. Ons wil by U wees. En soos wat U in die woord sê, roep ons uit saam met U. Kom Jesus, kom. Kom haal ons. Kom haal ons dat ons kan weet waar U is, Here. Ons het geen welbehae in hierdie wêreld nie. Ons lewe nie vir hierdie wêreld nie. Ons lewe vir U, Here. Here, ek bid, leer vir ons hoe om te boer, soos wat U wil hê. Leer vir ons om skool te gee, Here, soos wat U wil hê. Leer vir ons hoe om papas en mamas te wees, soos wat U wil hê. Leer vir ons, Vader, om vriende te wees, soos wat U wil hê. Leer vir ons, Here, om broers en susters te wees, soos wat U dit wil hê. Leer vir ons om rugby te speel en netbal te speel, en leer ons om te lewe, Here, soos wat U wil hê. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. En ons glo vanoggend, ons ontvang dit. Dit is so. Laat dit so wees, Here, in die naam van ons verlosser, Jesus Christus, ons Here.